Môre maatjies. My naam is Tannie Lia. Kan julle sê goeiemôre? Goeiemôre. Ag, het julle ook so lekker geslaap soos ek? En ek kan nie wag om met my dag te begin nie. Ek gaan lekker speel en inkleer en O, genade. Wat maak so? Hoor julle dit? Dit is my maag. My maagie grom, want ek is lekker honger. Ons sal 'n plan moet maak. Maatjies, elke oggend as ons opstaan, is daar 'n paar dingetjies wat ons moet doen voordat ons met ons dag kan begin. Ons moet 'n goeie roetine hê. En wat het ons eerste op ons roetinelysie? Raai wat? Ons het dit klaar gedoen. Ons het gegroet. Ons het gesê, mooi, goeiemôre. So maatjies, onthou, elke oggend as julle opstaan, maak seker om vir mamma en pappa 'n stywe drukkie te gee, te groet en te sê goeiemôre. Tuintjies borsel, op en af, links en regs, al in die ronde, die plaag weg. Tuintjies borsel. Tuintjies borsel, op en af, links en regs, al in die ronde, die plaag weg. So wat is volgende op ons roetinelysie? Jy het reg geraai, want kyk, jy het nog jou slaapklere aan. Ons sal 'n plan moet maak. So kom ons beweeg slaapkamer toe. Wat gaan ons vandag aantrek? Ek kan nie wag om heerlike dagklere te kies nie. Maar voordat ons dit doen, kom ons kyk na die weer. Dit lyk vir my heerlik sonnig buite. Die son skyn. Ek hoor die voeltjies fluit. As die son skyn buite en dit is lekker warm, het ons spesifieke klere wat ons moet aantrek. Hier het ons vir Jan en Tanya. Wat gaan ons vandag vir hulle aantrek? Kom ons dink. As die son skyn buite, kan ons vir Jan 'n kort broekie aantrek en 'n pragtige kortmou hempie. Kyk sy mooi hempie, is dit nie mooi nie? En Tanya hou baie van rokkies. En sy hou van blomme. So ons kan dalk vir haar 'n pragtige dagrokkie kies. Hulle lyk mooi. En maatjies, onthou, as die son skyn buite en dis baie warm, moet ons onthou om 'n hoed op ons kop te sit en om sonskerm te smeer. Ons wil nie brand nie, né? Hier het ons twee nuwe maatjies, Kobus en Anje. En voordat ons hulle aantrek, kom ons kyk weer na die weer. Hoor julle dit? O, genade. Dit reën buite en hoor nou. Die wind waai. Dit klink vir my baie koud buite. Maatjies, voordat ons aantrek en ons kyk na die weer, moet ons altyd seker maak ons weet wat die weerelemente is. Dit reën en die wind waai. So ons gaan nie heeltemal ander klere aantrek vir Kobus en vir Anje. Ons gaan vir hulle dalk 'n langmou hemp aantrek en 'n lang broek. En hulle het sommer twee lekker warm baadjies aan. Anje se mamma het sommer vir haar 'n pragtige sambreeltjie gegee en Kobus se pappa 'n lekker warm reënjas. Jy kan ook sommer 'n serp aansit om jou nekkie lekker warm te hou. Dis hy.
Hulle lyk nou vir my perfek vir die wind en weer en die reën. Lyk hulle nie? Hoog en maar julle is reg. Hulle het nog nie skoene aan nie. So kom ons trek vir hulle sommer lekker reënboortsies aan. Dis sy. Nou is hulle perfek vir die koue weer. Kan julle sê hallo? Hallo! Ek is ongelooflik opgewonde om vir julle vandag my gunsteling speelding te wys. Hy is 'n teddybeer en sy naam is Bernard Beer. Gaan julle my help om hom te roep? 1, 2, 3. Bernard! Hallo Bernard! Ag, dis lekker om vir jou te sien. Maatjies, kan julle vir Bernard Beer gou groet asseblief? Hallo Bernard! Julle, ek is ongelooflik lief vir Bernard Beer. En ek is seker julle het ook spesiale speelgoed by die huis wat julle baie mooi oppas. Bernard Beer is verskriklik spesiaal. Kyk net sy oulike lyfie. Hy het 'n wollerige kop bo op sy lyfie, 2 oogies om mooi te kan sien, ore langs sy kop sodat hy mooi kan luister, 'n neusie om te ruik, 'n oulike mondjie om mee te kan praat en om lekker te kan lag, hande om mee hallo te waai, voetjies om ver te stap en 'n maagie om lekker te lag, al die kossies in te stoor en om bietjie te kielie. Maatjies, ek en jy het ook 'n lyfie, net soos Bernard Beer. Kom ons kyk. Kop en skouers, knie en tone, knie en tone, knie en tone, kop en skouers, knie en tone, ons almal stamp ons voete. Kop en skouers, hande, vingers, hande, vingers, hande, vingers, kop en skouers, hande, vingers, ons almal klap nou handjies. Kop en skouers, knie en tone, knie en tone, knie en tone, kop en skouers, knie en tone, ons almal stamp ons voete. Kop en skouers, hande, vingers, hande, vingers, hande, vingers, kop en skouers, hande, vingers, ons almal klap nou handjies. Onder ons oë het ons neus. En wat doen ons met ons neus? Ons ruik. En maatjies, ons neus kan vir ons die wonderlikste goed vertel. As mamma besig is om kos te kook, kan ons die heerlike kosreuke ruik wat deur die huis beweeg. En dan weet ons, dis amper tyd om by die tafel te gaan sit en ons lekker kossies te eet. Ons neus kan vir ons baie goed vertel. Wat is jou gunsteling reuk? Maatjies, my gunsteling reuk is as ek dink aan die see. Ek sien sommer hoe ek myself kan verbeel, hoe ek op die strand stap met lekker sonskerm op my gesig en die soutwater se reuk. Ek is mal oor die strand. Of ek kan myself verbeel, ek stap in 'n lieflike tuin vol pragtige plante en blomme. En dan ruik ek elke verskillende blommetjie. Maatjies, ons neuse is verskriklik spesiaal. En dankie tog, ons kan ruik. En wat is die? Ore! Ja, het jy ore? Natuurlik het jy ore. Maatjies, ons ore sit hier langs aan ons kop en ons moet oefen om mooi te luister. Ons kan na verskillende goed luister. Ons kan luister byvoorbeeld na lekker musiek. Musiek soos die.
luister ook mooi na mamma en pappa se stem as hulle ons roep. Dit is etenstyd! En maatjies, ons moet oefen om mooi na mamma en pappa se stem te luister. Wat ook fantasties is van ore, is ons kan verskillende klanke uitken. So kom ons kyk hoe slim is julle. Watter dier maak so? Mooi, dit is 'n kat. Pragtig. En watter dier hoor jy nou? Mooi, dit is 'n koei. Julle is verskriklik slim. Maatjies, ons moet elke dag luister na al die pragtige geluide op die aarde. En ons moet baie dankbaar wees dat ons kan hoor. En wat het ons hier aan die onderkant van ons bene? Ons voete. Ons sal beslis nie kan staan as ons nie voete het nie, nee maatjies. Ons voete gebruik ons om ver te loop en lekker vinnig te hardloop. Ons kan ons voete ook gebruik en dit stamp. Stamp, 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 stamp. En kan jy net dink, as 'n olifant sy groot voete moet stamp, hoe dit moet klink? Stamp, 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 stamp. En kan jy dink, as 'n ballerina haar voete moet stamp, sal dit baie ligter wees. Stamp, 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 stamp. Maatjies, staan sommer lekker op en dan stamp ons saam ons voete op hierdie lekker liedjie. Maatjies, in hierdie liedjie gaan ons voete stamp en ons hande klap. Ons begin by ons voete. Is julle reg? Hier gaan ons stamp, 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 stamp. Mooi! En nou gaan ons handjies klap. Hy gaan oop en toe, oop en toe. Wie gaan ons? Mooi! En nou gaan ons voete stamp en ons hande klap. Is julle reg? Hier gaan ons. Stamp, stamp, klap, klap. Mooi! Stamp, klap, stamp en klap. Baie mooi maatjies. Ons moet onthou, ons lyfies is baie spesiaal en wikkel hom sommer gereeld. 'n Ruimtepak is baie swaar maatjies. Dit weeg omtrent 82 kilogram en dit is sonder dat daar 'n mens eers in is. Dit is omtrent so swaar soos 'n baba olifant. Ongelooflik, nee? Nou kom ons kyk. Hier het ek my ruimte skoene. My ruimte handskoene, my vollengte ruimte pak en ook my ruimte helmet wat mooi toeseël. Nou is ek beskerm teen al die elemente maatjies en ek kan asemhaal. Perfek! Maatjies, kom saam, ons gaan vuurpylry, hoog bo die bome en wolke verby, by son en maan en planete, sterre en komete. Hoog, hoog, hoog in die lug, ver, ver, ver in die lug, vinnig, vinnig, vinnig verby, gaan ons in die vuurpylry. Maatjies, kom saam, ons gaan vuurpylry, hoog bo die bome en wolke verby, by
Die volgende planeet wat ons besoek, het ook 'n atmosfeer. Watter planeet is dit, Cindy? Die derde planeet van die son af, Tannie Lea. Hierdie planeet behoort jy goed te ken. Dit is die aarde. Ja, die aarde. Die aarde. Die belangrikste planeet in ons sonnestelsel. Want dit is waar ons woon. Cindy, ek kan nie wag om weer die aarde van so ver af te bekyk nie. Oh, wow. Die aarde is beeldskoon van hier af. Die aarde is die belangrikste planeet in ons sonnestelsel vir ons lewende wesens. Op die aarde is daar plante en diere en landskappe en oseane. Die aarde het ook 'n atmosfeer, net soos Venus, 'n warm kombersie wat ons beskerm. En dit is belangrik sodat ons kan suurstof kry, né maatjies, dat ons kan asemhaal. Ons moet ons planeet Aarde bitter mooi oppas. Tannie Lea, een van my maatjies was al by die volgende planeet wat ons gaan besoek. Regtig, Cindy, watter planeet is dit? Die 4de planeet van die son af, Mars. En dit word ook dikwels die rooi planeet genoem. Die rooi planeet. Ek kan nie wag om Mars, die rooi planeet te besoek nie. Ek sien. Hy lyk regtig rooierig. Cindy, watter van jou maatjies het Mars besoek? Sy naam is Rover. En wetenskaplikes het hom Mars toe gestuur om meer te leer van die planeet. En wat het hy alles geleer, Cindy, wat jy vir my en die maatjies kan leer? Die planeet se rooi stof is as gevolg van roes, omdat die grond op Mars baie yster in het. Die planeet het ook baie stofstorms. Roes? Ai, ek het nooit geweet Mars is rooi as gevolg van roes nie. Dis baie interessant. Maatjies, roes is nou weer as jy vergeet om jou fiets in die garage te bære en dit reën buite en dan sal jy sien op die yster vorm daar sulke rooi-bruin kleur. Dit is roes. En dit is op Mars. Cindy, is daar al enige lewe op Mars ontdek? Nee, nog nie, Tannie Lea. Maar ek het klomp Marsman maatjies. Hulle bly op Mars en is mal oor dans. Hulle sal so bly wees om jou te ontmoet en saam met jou te dans. Ag, asseblief Cindy, dit sal vir my so lekker wees om hulle te ontmoet. Ek is mal oor dans. Kan ons hulle gaan besoek en dan dans ons lekker saam met die Marsmannetjies? Ja, maatjies, kom saam en dan gaan wikkel ons lyfies. Ek is die Marsman. Ek is die Marsman. Ek is die Marsman. Ek is die Marsman. Niemand het my nog gevind nie. Maar kyk, ek is hier. Ek lewe hier op Mars en dans is my plesier. Ek is miljoene kilometers weg. Ek bestaan, jy is reg. Wie is ek? Ek is die Marsman. En die aand kan jy my sien. Kyk op en vat 'n kans. Daar's baie helder disco-ligte wat al wat ek wil doen is dans. Ek is hier om jou te bedreig nie. Gaan jou nie optel in my ruimte tuig nie. Wie is ek? Ek is die Marsman. 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 Tannie Lea, sal jy al die planete vir ons opsom in 'n liedjie?
Mercurius, Venus, Aarde en Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus en Neptunus. Dis ons planete, ons 8 planete, dis ons planete wat draai om die son. Dis ons planete, ons 8 planete wat draai om die son. Om en om die son, om en om die son, planete draai om die son. Om en om die son, om en om die son, planete draai om die son. Mercurius, Venus, Aarde, Mars. Mercurius, Venus, Aarde, Mars. Jupiter, Saturnus, Uranus en Neptunus. Jupiter, Saturnus, Uranus en Neptunus. Mercurius, Venus, Aarde, Mars. Mercurius, Venus, Aarde, Mars. Jupiter, Saturnus, Uranus en Neptunus. Jupiter, Saturnus, Uranus en Neptunus. Dis ons planete, ons 8 planete. Dis ons planete wat draai om die son. Dis ons planete, ons 8 planete wat draai om die son. Mercurius, Venus, Aarde en Mars. Jupiter, Saturnus, Uranus en Neptunus. Dis ons planete, ons 8 planete. Dis ons planete wat draai om die son. Dis ons planete, ons 8 planete wat draai om die son. Wat draai om die son. Wat draai om die son. Kan jy ons asseblief terugvat aarde toe? Maatjies, daar is 'n baie belangrike woordjie in Engels wat met s begin en 'n baie belangrike woordjie in Engels wat met l begin. Dit is subscribe en like. So as jy hou van Tannie Lia se video's en Tannie Lia se liedjies, vra vir 'n groot mens om te help en dan druk jy subscribe en like. Baie dankie. Kyk hierdie pragtige boom vol heerlike appels. En maatjies, dit is die eerste letter in ons alfabet. A. A vir appel. En hoe skryf ons die letter A? Ons begin bo, maak 'n ronde boepie met 'n steeltjie op en af. A vir appel. Maatjies, kom ons tel gou al die appels in die boom. 1 2 3 4 5 6 7 8 8 appels. En dit is nog 'n A-klankie, nee maatjies? A vir appel en A vir 8. Maatjies, daar is baie woorde in die Afrikaanse taal wat met die letter A begin. Kom saam met my, dan gaan soek ons hulle en sê hulle almal op ritme. Is julle reg? Hier gaan ons. 1 2 3. A vir appel. A vir 8. A vir anker. A vir akedus. A vir asseblief. A vir asblik. A vir arm en A vir af. Baie mooi. Nou kan julle hom sommer saam met my sê. Is julle reg? Hier gaan ons. A vir appel. A vir 8. A vir akedus. A vir anker. A vir asseblief. A vir asblik. A vir arm en A vir af. Baie mooi. Die eerste letter in ons alfabet. A
Hendrik Hassie hop verby die huis en oor die hek. Hop jy selfs jou oortjies rek. Hop, hop, hop. Hendrik Hassie hop. Maatjies, die volgende letter in ons alfabet is die letter H. H vir Hendrik Hassie hop, huis en hek. En hoe skryf ons 'n H? 'n lang steeltjie met 'n kurwe. Hop, hop, hop. Hendrik Hassie hop verby die huis en oor die hek. Hop jy selfs jou oortjies rek. Hop, hop, hop. Hendrik Hassie hop. Ons volgende letter is die letter I. I vir ink. Maatjies, en waarvoor gebruik ons ink? Ink kom voor in penne, sodat ons kan skryf. So kom ons skryf sommer gou die letter I. Met 'n kolletjie. I vir ink. En kom ons kyk na nog woorde wat die letter I bevat. Hier het ons 'n instrument. 'n lekker instrument waarmee ons kan speel. Ring tik ting tik ting 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 ting. En 'n inspuiting. Inspuitings is nie altyd lekker nie, nee maatjies, maar dit is so nodig dat ons gesond kan bly. Die internet. Internet, waarby ons baie goedjies soek en waar julle nou vir Tannie Lia kyk, nee maatjies? En volgende het ons grillerig. Wat is dit, maatjies? Ja, dit is insekte. Vir insekte. Maatjies, het julle al met 'n inkpen geskryf? Ek is seker julle het al, want weet jy wat? Alle penne bevat ink. En wat het julle nou net gesê? Julle het gesê, ja Tannie Lia, ek het al geskryf met 'n inkpen. En dit is ons volgende letter. J vir ja. En ons kan op verskillende maniere ja sê, nee maatjies. Ons kan sê ja, en dan kan ons dit mooi hoor, nee. Ons kan ook sê ja, ons kan ons koppies klik. Dan gebruik ons hele lyfie om mee te praat. En gebaretaal maak ons 'n vuisie en ons knik ons vuisie. Dit beteken ook ja. Ja. Maatjies, ek is nou op oom Japie se jagplaas, want ek wil kyk wat se diere ons kan vind wat met die letter J begin. Hoe skryf ons 'n J? Ons begin bo, maak 'n kiertjie en 'n kolletjie. J. So kom ons soek diere wat begin met 'n J. O, jenne! Maatjies, wat was dit? Dit het gelyk soos 'n jakkals. Dit was wraggies 'n jakkals, julle, en genade! En 'n jagluiperd. Sjoe, skrik ek nou. Daar was nou 'n jakkals wat gejaag is deur 'n jagluiperd. Maar daar het ons nou ons twee J's. 'n J vir jakkals en 'n J vir jagluiperd. Die jagluiperd jaag die jakkals op oom Japie se jagplaas. Jenne, maatjies, dit was nou stresvol. Ek hoop hy's veilig. Maatjies, wat het ek hier in my hand? Dit is 'n instrument. En hierdie is 'n snaarinstrument. Ons noem hom 'n gitaar. 'n gitaar. En hoe skryf ons die letter K? Kom ons kyk. Dis 'n streepie van bo na onder, 'n streepie van buite na binne en 'n streepie van binne na buite. K
vir gitaar. In die volgende liedjie gaan julle baie diere hoor en die diere se name begin met 'n K. Kom ons kyk of julle mooi kan luister en hulle kan identifiseer. Koei, kameel, perd, kat en konyn speel heeldag tot die son verdwyn. Koei, kameel, perd, kat en konyn wag dan geduldig tot die son weer skyn. Toe kom kobra, krab en krokodil om die hoek en die ander geil. Maatjies, daar was dan maar baie diere in die liedjie wat met 'n K begin. Kom ons kyk of julle hulle kan onthou. Die eerste paar diere was koei, kameelperd, kat en konyn. En die ander diere was kobra, krab en krokodil. Al die diere met 'n K. Ons lettertjie vir nou, K, gitaar. Eso, los chiquillos. ¡Ale! Maatjies, waar is ek? Kan julle raai? Dalk gee die vir julle 'n leidraad. Ek het 'n hoed op my kop en dit is 'n baie spesiale hoed. Die hoed is 'n Meksikaanse hoed en dit kom van 'n baie spesifieke land af. Mexiko. En hoe lyk Mexiko se vlag? Kyk net hoe mooi, al die verskillende kleure. En dit is die volgende letter in ons alfabet. Vir Mexiko. Kom ons kyk hoe skryf ons 'n vir Mexiko. Kan julle dink wat se dier daar is wat ook met die letter begin? Gaan vir julle 'n klein leidraadjie gee. Dis 'n piepklein diertjie wat baie nuuskierig rondkyk. 'n Meerkat. Baie mooi, 'n meerkat. Meerkat. Hoekom noem mense 'n meerkat 'n meerkat, maatjies? Is 'n meerkat minder of meer kat? Of maar net 'n min of meer kat? Eintlik lyk hy maar na min kat. Glad nie soos 'n miau of spinkat. Maar waarom noem hulle hom dan 'n meerkat? En wat is minder kat as meer kat? Of is hy dalk glad nie kat nie? Ek verstaan 'n meerkat glad nie. Maar nietemin, Mexiko en meerkat. Maatjies, kom sit saam met my jou soekbrille aan. Ons gaan nou op 'n skattejag om te kyk wat ons gaan vind. Ons gaan klop diere soek met die letter S. En hoe maak ons nou weer S? Net so. Ons gaan op 'n skattejag om te sien wat ons gaan vind. Om en om die draai. Wat gaan ons vind? 'n slang. 'n slang. 'n slang. 'n slang. Ons gaan op 'n skattejag om te sien wat ons gaan vind. Om en om die draai. Wat gaan ons vind? 'n seekoei. 'n seekoei. 'n seekoei. 'n seekoei. Ons gaan op 'n skattejag
maatjies, op ons skattejag het ons klomp diere gesien wat met 'n S begin. Trots op julle. Maatjies, hoor julle dit? Wat maak so? Maar, wag, kyk daar in die boom. Dit is 'n uil wat so maak. Haai jene maatjies, en ek sien sommer 'n letter wat ons nog nie bespreek het nie. Die 'n letter in die woord uil. En hoe skryf ons 'n "e"? Hy lyk nes 'n bakkie. Met 'n streepie af. Vir uil. Hoor julle dit? Daar is dit weer, maar wag 'n bietjie. Ek ken mos die uil. Dit is Uitjie die uil. Wag. Hoe gaan dit, Uitjie uil? Ai jene, hallo Tannie Lia, dit gaan goed, dankie. Hoe gaan dit met jou? Ag, dit gaan sommer baie goed met my. Dankie Uitjie. Uitjie, ek leer vandag vir die maatjies die 'n klankie wat voorkom in uil. Sal jy omgee as ek bietjie meer vir hulle leer van die woord uil? Nee Tannie Lia, dit is doodreg. Baie dankie Uitjie. Ek is verskriklik opgewonde. Nou goed maatjies, die woord uil het 'n klankie in, soos die woord rug. Maar as ons 'n langs die sit, is dit 'n ui klankie, soos in die woord uil. Vir rug en ui vir uil. Uitjie die uil het vere op sy rug. Baie mooi. Ag Uitjie, dit was fantasties om jou weer te sien. So baie dankie dat ek en die maatjies bietjie met jou kon gesels en dat ons meer kon leer van die klankie. My plesier Tannie Lia. Totsiens. Tata Uitjie. Maatjies, kyk waar is ek? Ek is in 'n duikboot onder die see. En kyk al hierdie fantastiese seelewe. Ag, die see maak my opgewonde. Maatjies, en dit is ons volgende letter. 'n vis. Kan julle al die verskillende visse sien? Maatjies, kyk daai pragtige visie. Hy het 'n pink fin. En daar is 'n groen visie. En kyk daai pragtige oranje visie. Ag, maatjies, die see is my gunsteling plek in die hele wêreld. Hoe skryf ons 'n vir vis? Hy lyk so. Vir vis. En maatjies, wat kom hier aan geswem? Dit is 'n walvis. 'n Walvis is die grootste dier in die see. Is hy nie mooi nie? En maatjies, dit is ons volgende letter. 'n W vir walvis. En 'n W klankie lyk amper soos 'n F. Hy's net dubbel. Hy lyk so. W vir walvis. Ek is mal oor die see. Ek hoop julle geniet dit ook. Maatjies, kom ons hersien deur om al die lettertjies wat ons nou geleer het, saam te sit in die liedjie. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, I, V, W, X, Y, en Z. Nou ken ek my ABC, bly jy kon dit saam my leer.
al die musiekinstrumente, maatjies? Hierdie is 'n simfonieorkes. In 'n simfonieorkes is daar klomp musikante wat verskillende musiekinstrumente speel. Maatjies, om 'n musiekinstrument te speel is baie lekker. En ook 'n beroep. Om 'n musiekinstrument te speel, moet mens omtrent elke dag oefen om jou instrument te bemeester. Musikante tree dan op by konserte, hulle maak opnames en toer dan sommer die hele land vol om mense te vermaak met hulle musiektalent. Kom ons speel 'n speelietjie. Kyk of jy die musiekinstrument kan identifiseer. Ons eerste musiekinstrument klink so. Baie mooi. 'n Viool. 'n Viool is 'n strykinstrument. Jy hou hom onder jou ken vas, gebruik jou strykstok en stryk die snare. 'n Viool. Baie mooi. Ons tweede musiekinstrument klink so. Net so, 'n gitaar. 'n Gitaar is 'n snaarinstrument, want hy het klomp snare op die instrument. Nee, maatjies, jy speel hom met jou vingers of met jou duim. Ring tik ding 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 ding. Ons derde instrument klink so. Kan jy raai? Net so, 'n saksofoon. Nou maatjies, 'n saksofoon is 'n blaasinstrument. Jy gebruik jou asem om in die instrument in te blaas en dan maak hy 'n klank. Is dit nie fantasties nie? En ons laaste instrument, ons vierde instrument, klink so. Kan jy raai? 'n Klavier, pragtig! Maatjies, 'n klavier is ook 'n snaarinstrument. Maar waar's die snare dan, vra jy? Kom ek wys jou. Binne in 'n klavier is daar ook snare en 'n klein hamertjie wat die snaar raak en dan vibreer die snare en maak 'n klank. Die hamertjie slaan die snaar. Is dit nie fantasties nie? 'n Klavier het wit en swart note wat altesaam 88 note is. 'n Klavier is 'n wonderlike instrument. Maatjies, daar is soveel instrumente om van te kies. So maak seker, jy kies sommer vinnig vir jou instrument en oefen omtrent elke dag om hom te bemeester. En weet jy wat? Jy hoef nie eers eendag 'n musikant te word om 'n musiekinstrument te kan bespeel nie. Terwyl ons hier is, kom ons gaan kyk wat ons nog kan vind. Kyk net hoe mooi. Kyk hoe mooi dans die ballerinas. Lyk hulle nie pragtig nie? Maatjies, ballerinas doen ballet. Hulle doen ballet. Lyk hulle nie pragtig nie? Om 'n danser te word is ook 'n beroep. Om 'n balletdanser te wees is baie harde werk. En later, as jy baie goed is, kan jy selfs op points dans. Nou wat beteken dit? Points is as jy 'n spesiale balletskoen het en op jou twinkies dans. Is dit nie fantasties nie? Maatjies, dit is baie moeilik, maar met oefening kan jy dit sommer vinnig reg kry. Daar is verskillende tipes danse.
Watse tipe dansvorme is daar nog? Kom ons loer. Hier is 'n tapdanser. Nou maatjies, 'n tapdanser het spesiale skoene wat ritmies saam met die musiek klopgeluide maak. En so vertel hy 'n storie met die klanke van sy skoene. Is dit nie fantasties nie? En hier het ons breakdancing. Nou wat is breakdancing? Breakdancing is 'n dansvorm waar die danser akrobatiese toertjies doen op die grond, dalk selfs op sy kop spin, om ook 'n storie te vertel en sy danstalent te wys. Nog 'n vorm van dans is die tango, waar dansers gewoonlik in pare saam oor die dansvloer sweef op pragtige musiek en die mooiste storie vertel. Maatjies, om 'n danser te wees, verg ook harde oefening. So as jy weet jy het talent en jy's mal oor dans, besluit sommer nou al watter dansvorm jy wil doen en dan wikkel jy jou lyfie en oefen. Maatjies, hoor julle dit? Dit is 'n sirene, want ons is nou by die brandweerstasie. 'n Brandweerman of 'n brandweervrou is 'n ware superheld. Hulle help ons om vure te blus en om mense te red. Om 'n brandweerman of 'n brandweervrou te wees, moet mens bitterbraaf wees, maatjies. En die regte klere dra wat jou beskerm. 'n Brandweerpak, 'n brandweerhelmet, spesiale handskoene en spesiale skoene wat nie kan brand nie. Brandweermanne of vroue maak ook gebruik van 'n spesiale masker wat gekoppel is aan 'n suurstoftank om seker te maak dat hulle veilig is as hulle in die rook werk. Kom ons gaan kyk na al die verskillende brandweertoerusting. Kom! Hier is 'n brandslang. 'n Brandslang word gebruik om vure te blus en dit spuit water of skuim om die vuur sommer vinnig onder beheer te kry. En hier is 'n byl. 'n Brandweerman of vrou gebruik 'n byl om vensters of deure oop te kap as iemand binne vasgekeer is. En nou vir my gunsteling maatjies, 'n brandweerwa. 'n Brandweerwa is bloedrooi en baie groot. Dit het 'n waterslang wat aan die brandweerwa gekoppel is. Dit het ook 'n lang leer waarby brandweermanne en brandweervroue kan opklim om 'n vuur te blus of dalk om iemand te red. 'n Brandweerwa het ook 'n sirene. En die sirene maak lekker geraas, sodat die brandweerwa vinnig kan ry as hulle haastig is om mense te waarsku om uit die pad uit te kom. Kom ons luister gou, hoe klink 'n brandweersirene? Maatjies, dit lyk dan baie lekker om 'n brandweerwa te ry, nê? Brandweermanne of vroue blus beslis nie net vure nie. Hulle help ook om mense te red as hulle in 'n ongeluk was of vasgekeer is. Hulle leer ons ook hoe om brandveilig te wees en hulle leer ons hoe om brande te voorkom. As jy dalk weer verby 'n brandweerwa ry, sê dalk, hallo brandweerman of hallo brandweervrou, ons waardeer vir jou. Dan die brandweerman, hy blus vure waar hy gaan. Dan die brandweerman, hy help oral waar hy kan.
brandweerwa met 'n lang leer, help hy om vlamme goud te keer. 'n Superheld met 'n hart van goud, help hy almal jonk en oud. Hier kom die brandweervrou, sy wil almal veilig hou. Sy werk hard van vroeg tot laat, by die stasie en in die straat. In 'n brandweerwa met 'n lang leer, help sy om vlamme goud te keer. 'n Superheld met 'n hart van goud, help sy almal jonk en oud. Dan die brandweerman. Dan die brandweerman. Dan die brandweerman, hy blus vure waar hy gaan. Dan die brandweerman, hy help oral waar hy kan. Hy help oral waar hy kan. Hy blus vure waar hy gaan. Waar is ons nou? Ons is op 'n bouperseel. En kyk al die bouers. Sjoe, hulle werk dan baie hard. Maatjies, 'n bouer se werk is om al die geboue en strukture in 'n dorp of 'n stad te bou. Soos byvoorbeeld hospitale, huise, winkels en skole. En bouers het baie spesifieke bouerklere wat hulle dra. 'n Helmet of 'n bouerhoed, 'n harde hoed om hulle kop te beskerm, 'n veiligheidsbril om hulle oë te beskerm teen stof en skerp voorwerpe, veiligheidshandskoene sodat hulle swaar bakstene kan optel wat hulle hande beskerm, 'n gereedskapsbeld om al hulle gereedskap in te stoor, harde bouskoene wat hulle voete beskerm en 'n bouerwerkpak sodat hulle met rowwe materiale kan werk en sodat dit kan reflekteer, dat hulle sigbaar is. Is dit nie fantasties nie? Maatjies, bouers het spesiale gereedskap wat hulle elke dag gebruik. Soos byvoorbeeld 'n boor, 'n hamer, 'n saag en 'n skroewedraaier. En soms gebruik hulle ook 'n maatband om mooi hulle afmetings te doen. Bouers gebruik ook dikwels groot masjinerie, soos 'n hyskraan om al die boumateriale hoog op te lig. En hier is 'n stortwa om al die rommel te verwyder en al die boumateriale af te laai. En kyk, hier is 'n stootskraper. Maatjies, 'n stootskraper is dan maar lekker. Dit is 'n groot masjien wat al die klippe en grond skuif. En hier is 'n graafmasjien. Kyk net sy groot graaf. Dit is dan maar lekker om 'n graafmasjien te hê, nee maatjies. Dan hoef mens nie 'n klein graafie te gebruik om te grawe nie. Dit lyk so lekker om al die groot masjinerie te ry. Om 'n bouer te wees klink vir my somme baie opwindend. Bouer Ben, bou 'n huis. Bouer Ben, laat voel jou tuis. Bouer Ben met sy bouerhoed. Ken van bou, dit weet ek goed. Bouer Ben is pligsgetrou. Bouer Ben, doen dit nou. Bouer Ben met sy arms sterk, kry dinge gedoen deur harde werk. Mense saam, Bouer Ben, gryp 'n baksteen saam, Bouer Ben, werk heeldag saam, Bouer Ben, hou net
met sy powerhoed. Ken van bou, dit weet ek goed. Mense saam bouer ben, gryp 'n baksteen saam bouer ben, werk heeldag saam bouer ben, hou net moed met bouer ben. Mense saam bouer ben, gryp 'n baksteen saam bouer ben, werk heeldag saam bouer ben, en hou net moed met bouer ben. Bou 'n huis met bouer ben, bou 'n huis met bouer ben. Oh, wow, maatjies. Kyk. 'n Eystervoël. Hallo. Nee, dit is 'n vliegtyg, want ons is nou amper by die lughawe, maatjies. Vliegtyg. Vliegtyg. Hoe opwindend. Het jy al ooit 'n vliegtyg in die lug sien vlieg? Met sy lang eystervlerke. En het jy geweet, om 'n vliegtyg te vlieg, is ook 'n beroep. Mens noem die beroep 'n vlieënier. Vlieënier. 'n Vlieënier is iemand wat 'n vliegtyg vlieg en wat sorg dat passasiers en goedere veilig van een plek na 'n ander vervoer word. Daar is gewoonlik 2 vlieëniers op passasiersvliegtye. En die hoofvlieënier noem ons die kaptein. Hulle dra gewoonlik 'n deftige uniform. Kyk net hoe pragtig lyk hy. Vlieëniers sit heel voor in die vliegtyg. En hierdie deel van die vliegtyg noem mens 'n kajuit. Hulle gebruik spesiale knoppe en 'n stuurstang om die vliegtyg veilig deur sagte wit wolke, bo oseane, berge en riviere te stuur. Vlieëniers moet weet hoe om op te styg, hoe om die vliegtyg te bestuur, hoe om die regte roete te kies en hoe om weer veilig te land. Hulle gesels ook met die kajuitpersoneel, ander vlieëniers en die beheertoring oor 'n spesiale radio. En soms praat hulle selfs met die passasiers op die vlug. Kom ons hoor gou hoe klink dit. Hallo passasiers, dit is Tannie Lia wat praat. Baie welkom op die Tannie Lia vliegtyg. Ons gaan binnekort in Beroepeland land. Baie dankie dat julle saam met ons gevlieg het. Op die vliegtyg is daar lugvaardinge en of kajuitpersoneel. Hulle werk is om te sorg dat al die passasiers gemaklik en veilig is. Hulle wys jou byvoorbeeld hoe om jou veiligheidsgordel vas te maak, bring vir jou verversings en help jou as jy enige vrae of probleme het. Hulle grootste verantwoordelikheid is om seker te maak dat al die passasiers weet wat die veiligheidsmaatreëls is. Hier is 'n voorbeeld. Dames en here, welkom op die Tannie Lia vliegtuig. Hier volg 'n paar veiligheidsmaatreëls. Elke sitplek het 'n veiligheidsgordel. Maak seker dat u veiligheidsgordel korrek en styf vasgemaak is. Daar is 2 nooduitgange aan die agterkant van die vliegtuig as ook aan die voorkant. Onder die stoel is 'n reddingsbaadjie vir ingeval ons 'n noodlanding moet doen. Indien die kajuit ekstra suurstof benodig, sal daar 'n masker afsak wat u kan gebruik.
Geniet die vlug saam met ons. Maatjies, het jy al ooit in 'n vliegtuig gevlieg? Oh, dit is dan maar baie opwindend om hoog bo die wolke te vlieg en alles van bo af te kyk. Wat 'n wonderlike avontuur. Dit lyk omtrent pret om op 'n vliegtuig te werk, né, maatjies? Klink my die busbestuurder is reg om te ry. Ek wonder wat 'n beroep ons volgende gaan besoek. Hier is ons nou op Boer Stefanus se plaas. Ek wonder met wat boer hy. Kom ons vind uit. Hier is koring en mielies en appelboorde en perskeboorde. En kyk net, hier is klomp plaasdiere. Hallo julle! Boere moet elke oggend vroeg opstaan om te sorg dat hulle alles gedoen kry op die plaas. Boer Stefanus het 'n groot taak as boer. Eerstens, plant hy saadjies, gooi die saadjies nat, hou goggas en voëls weg en dan met tyd groei die saadjies hoër en hoër en hoër totdat daar perfekte groente en vrugte is. Kom ons kyk na al die verskillende diere op Boer Stefanus se plaas. Hy het skape, perde, hoenders, koeie en oulike boerbokke. Boer Stefanus moet ook omsien na sy diere. Hy moet gereeld vir hulle kos gee en sorg dat hulle mooi gesond bly. Ons kry baie voedsel van diere af, maatjies, soos byvoorbeeld Boer Stefanus se hoenders, wat vir ons die heerlikste eiers gee. En sy koeie, wat heerlike vars plaasmelk vir ons gee. Oh, maatjies, ek is nou baie dors. Dit sal vir my baie lekker wees om nou 'n koue glas vars plaasmelk te hê. Maar wag 'n bietjie. Wow, vars plaasmelk, reg van Boer Stefanus se koeie. Maatjies, daar's niks lekkerder as vars plaasmelk nie. Ons is baie dankbaar vir ons boere. Hulle werk elke dag kliphard om te sorg dat ons almal kos het op die tafel. Baie dankie Boer Stefanus en baie dankie aan elke liewe boer wat elke oggend vroeg opstaan om te sorg dat ons magies lekker vol is. Boer Stefanus het 'n plaas, hia hia hou, en op die plaas was daar 'n skaap, hia hia hou, met 'n mee hier en 'n mee daar, hier 'n mee, daar 'n mee, oral net 'n mee. Boer Stefanus het 'n plaas, hia hia hou, Boer Stefanus het 'n plaas, hia hia hou, en op die plaas was daar 'n koei, hia hia hou, met 'n moe hier en 'n moe daar, hier 'n moe, daar 'n moe, oral net 'n moe. Boer Stefanus het 'n plaas, hia hia hou, Boer Stefanus het 'n plaas, hia hia hou, en op die plaas was daar 'n hond, hia hia hou, met 'n woef woef hier en 'n woef woef daar, hier 'n woef, daar 'n woef, oral net 'n woef woef. Boer Stefanus het 'n plaas, hia hia hou, Boer Stefanus het 'n plaas, hia hia hou, en op die plaas was daar 'n vark, hia hia hou, met 'n oink oink hier en 'n oink oink daar, hier 'n oink, daar 'n
oink, oral net 'n oink oink. Boer Stefanus het 'n plaas. Hi-hi-hi-ho. Boer Stefanus het 'n plaas. Hi-hi-hi-ho. En op die plaas was daar 'n hoender. Hi-hi-hi-ho. Met 'n pak pak hier en 'n pak pak daar. Hier 'n pak, daar 'n pak, oral net 'n pak pak. Boer Stefanus het 'n plaas. Hi-hi-hi-ho. Boer Stefanus het 'n plaas. Hi-hi-hi-ho. En op die plaas was daar 'n eend. Hi-hi-hi-ho. Met 'n kwak kwak hier en 'n kwak kwak daar. Hier 'n kwak, daar 'n kwak, oral net 'n kwak kwak. Boer Stefanus het 'n plaas. Hi-hi-hi-ho. Boer Stefanus het 'n plaas. Hi-hi-hi-ho. En op die plaas maak almal geraas. Hi-hi-hi-ho. Met 'n mee hier en 'n mee daar. En 'n moe hier en 'n moe daar. En 'n woef woef hier en 'n woef woef daar. En 'n oink oink hier en 'n oink oink daar. En 'n pak pak hier en 'n pak pak daar. En 'n kwak kwak hier en 'n kwak kwak daar. Boer Stefanus het 'n plaas. Ek hoop julle het ietsie geleer en ek kan nie wag om volgende keer weer saam met julle op 'n wonderlike avontuur te gaan nie. Tata! Oh.